Baie welkom by ons volgende boodskap vir ons reeks oor praktiese Christendom. Dis vir die Enige Kerk van Karasburg vir Sondag 3 Maart 2024. Voordat ons 'n bietjie daarna kyk na ons tema en na die teksvers, kom ons bid net eers saam. Ons dank U Hemelse Vader vir die voorsienigheid wat ons elke dag kan ervaar, vir die feit dat U by ons is en dat U elke tree saam met ons gee. Here, ons het so baie gemis toe ons U nie geken het, Heer. En nou dat ons U eers ken, Here, nou kan ons nie anders as om met hierdie pad ook saam met U verder te stap nie. Dankie dat U bereid is om ook met ons as mens, Here, dat U aan ons dink en ook 'n pad stap. Seën ons ook deur hierdie boodskap en gee vir ons leiding deur U woord. En dit bid ons in Jesus Christus se naam. Amen. Ons is besig dan met hierdie reeks, praktiese Christendom, en hierdie is dan die 7de boodskap waarna ons kyk. Waar ons kyk na alledaagse dinge waarmee ons as Christene baie keer te doen kry. En dan kyk ons ook na wat sê die Bybel daaroor, want dan weet ons hoe ons veronderstel is om op te tree teenoor hierdie dinge en hoe ook om temptasies rondom dit te weerstaan. En dis regtig alledaagse dinge wat as ons eerlik moet wees en so 'n bietjie gaan dieper krap in die Bybel rondom dit, dan gaan ons dalk agterkom dat ons dit dalk nie reg hanteer nie. En dit is hoekom ons na hierdie reeks kyk. In die eerste een het ons gekyk na drank, in die tweede een het ons gekyk na misdaad, toe het ons gekyk na sosiale media en daarna na droogte. In die 5de boodskap het ons gekyk na Hollywood en verlede week het ons gekyk na vuil taal. Vandag se tema is medewerkers. Seker een van die grootste uitdagings wat ons as mense, wat ons mee te maak het, en daarom selfs ook vir ons as Christene, is om saam met ander mense te werk. Veral as daardie mense heeltemal dalk anderste is as ons. Hulle kultuur is dalk anders, hulle opvoeding is dalk anders. En daar's so baie dinge wat anders kan wees in terme van hoe ons dink en dinge doen ensovoorts. En dit lei gewoonlik of tot 'n ongemak tussen mekaar, of woede of frustrasie, en 'n mens kan selfs werklik 'n mens moeg maak of selfs in die moeilikheid bring. En as ons praat van medewerkers, dan bedoel ons nie net mense wat saam met jou werk nie, maar ook die mense wat vir jou werk, of die mense vir wie jy werk. Ook moet ons seker onderskeid maak tussen medewerkers wat ook Christene is, teenoor die wat nie Christene is nie. So vir ons as Christene, is dit dus 'n baie belangrike aspek om te hoor, maar wat sê die Bybel vir ons oor hoe ons prakties ons Christendom kan uitleef, wanneer dit kom by medewerkers. So kom ons lees dan ook vandag ons teksverse dan saam. So kom ons lees dit saam. Verdra mekaar en, as enige iemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. Slawe, julle moet julle aardse eienaars in alle opsigte gehoorsaam. Nie met oordiens asof julle mense wil behaag nie, maar met 'n opregte hart uit ontzag vir die Here. Wat julle ook al doen, werk met geesdrif soos vir die Here, en nie soos vir mense nie. In die wete dat julle 'n erfdeel as beloning van die Here sal ontvang, want julle staan in diens van die Here Jesus Christus. Elkeen wat verkeerd doen, sal immers vir sy verkeerde dade vergeld word. Niemand word volgens die uiterlike beoordeel nie. En dan blaai ons na Filemon toe vanaf vers 8. Daarom, al het ek in Christus groot vrymoedigheid om jou te beveel wat jy behoort te doen, rig ek, Paulus, op grond van die liefde eerder 'n versoek aan jou, juis omdat ek so 'n ou man is, en nou ook nog 'n gevangene ter wille van Christus Jesus. Ek pleit by jou vir my geestelike kind, Onesimus, wat ek tydens my gevangenskap verwek het. Hy het destyds vir jou geen voordeel ingehou nie, maar nou hou hy vir jou en vir my groot voordeel in. Ek het hom na jou toe teruggestuur, hy wat my eie hart is. Ek wou hom graag by my hou, sodat hy my in jou plek kon dien, terwyl ek ter wille van die evangelie in boeye is. Maar sonder jou instemming wou ek niks doen nie, sodat jy jou goeie daad nie uit dwang nie, maar vrywillig sal doen. Vers 17, indien jy my as deelgenoot beskou, verwelkom hom, asof dit ek is.
Nou die beste manier vir ons om ons werkplek en die mense met wie ons daar te doen kry te hanteer, is om te onthou dat daar waar jy is waar God jou geplaas het. Met die gevolg dat ons moet verstaan dat daar waar jy is, selfs as 'n boer op 'n plaas, is dat dit is waar jou sendingveld is. Die mense en die persoonlikhede wat ons uitdaag as ons medewerkers is diegene wat die grootste kans vir persoonlike groei en missionale impak bied in ons lewens. Om te leer om met jou medewerkers oor die weg te kom, selfs of dalk veral die wat jou irriteer, hulle is deel van jou Christelike roeping. En dit is ook baie belangrik, noodsaaklik, ook vir jou loopbaan. En nou gaan ek iets met jou deel, wat dalk vir jou effe van 'n skok gaan wees, maar mag ek vra, wat dink jy is vir God belangriker? Jou plaas, of die mense op die plaas? Vir wie het God gesterf? Vir mense, natuurlik. En daarom moet ons verstaan dat ons plig as Christene, daar waar ons werk, is 'n baie belangrike aspek van sendingwerk. Omdat ons daar met mense te doen kry, vir wie God wil nader trek aan homself. Mense wat God oor jou pad gebring het, op wie jy 'n invloed vir die evangelie kan hê. Nou jy gaan byvoorbeeld nie altyd verbaal met mense kan omgang oor die koninkryk van God nie, maar jou voorbeeld wat jy stel, die manier hoe jy jou werk doen, die manier wat jy praat, dit gaan 'n verskil maak. So kom ons klaar dit net gou-gou met mekaar uit oor 'n misverstand wat baie Christene het. Om die dag saam met jou medewerkers met Bybel lees en bid te begin is alles goed en wel. Maar as jou dade en jou woorde vir die res van die dag nie by Christus se beeld pas nie, dan kan ek jou nou al sê was daai Bybel lees en bid verniet. Met waar te sê, dan doen jy die evangelie meer skade aan. En was dit beter vir jou om dit dalk glad nie Bybel te lees en te bid nie. Want jy vertel hulle van wie Jesus is, maar dan wys jy vir hulle iets anders. En dan gaan daai persoon sê, maar as dit hoe Jesus is, wil ek niks daarmee te doen hê nie. So hou jou fokus altyd op Christus. Kyk nou jou werk wat jy doen as 'n aanbiddingsgeleentheid. Met ander woorde, doen alles wat jy doen asof jy dit vir die Here doen soos Paulus dit beskryf het. En dat jou werk dis nie net werk of 'n afsloop is nie. En ek weet dit is moeilik om te doen wanneer die omstandighede moeilik is. Maar soos ons ook verlede Sondag gesê het, jou Christendom word juis getoets wanneer dit moeilik gaan. So wees altyd oop vir geleenthede en vat dit as kere wat jy insig en ervaring dalk kan opdoen om jouself so te verbeter ter wille van die Here en vir ander rondom jou. En wanneer jy dalk begin vassit, dink daaraan om dalk 'n ander perspektief op jou werk te kry. Onthou, jy kan nie altyd jou omstandighede beheer nie. Maar jy kan jou eie houding en reaksie op jou omstandighede wel beheer, op 'n manier waartoe Jesus ons juis roep om dit te doen. Jy kan nie beheer hoe medewerkers rondom jou gaan optree nie. Jy kan nie die weer beheer nie, maar wat jy wel kan beheer is jou woorde en jou dade in daardie situasies. En ek weet ons plase sukkel met werkers wat dronk raak, met mense wat steel, met mense wat mes steek, wat dwelms gebruik, wat mekaar slaan, wat alle kinders verwaarloos. En jy kan nie namens hulle besluit of doen nie. Jy kan nie hulle lewens beheer nie, maar jy kan jouself beheer. En as jy nie self beheersing het nie, dan is jy swak, want dan leef jy nie deur die Heilige Gees nie. Want dis tog wat die Bybel ons leer, dat die Gees van God is 'n gees van selfbeheersing. So kom ons kyk na 'n paar sleutels wat die Bybel ons mee help, wat ons kan gebruik juis vir 'n goeie werksomgewing. En die eerste ene is om die gesindheid te hê van Christus. En hierdie een vind ons oral deur die Nuwe Testament. Om lief te hê soos hy lief gehad het, om te gee soos hy gee, en om nie uit selfsug te leef of ydel nie. Filippense 2 vers 5 sê, laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hiervoor moet ons natuurlik in 'n diepe verhouding met Christus stap. Ons moet hom ken, en deur die leiding van sy Heilige Gees dan soos hy leef. Die tweede sleutel is om Christus ook te sien as jou werkgewer en vir hom te werk. Jy mag dalk die eienaar wees van jou eie besigheid of plaas of dalk vir 'n maatskappy werk, maar die grootste gesag en die baas oor ons is Jesus Christus.
Die gedagte dat ek elke dag onder Jesus se gesag is, help my ook om te onthou dat ek moet soos hy leef. Maar dit beteken ook dat ek ook altyd in gebed by die Here moet wees, oor wat om volgende te doen, om altyd vir sy vrede te vra wanneer ek besluite moet maak. Kolossense 3 vers 23 sê, wat julle ook al doen, werk met geesdrif, soos vir die Here en nie soos vir mense nie. En ten derde moet ons werk sien as 'n sendingveld en mense wat saam met ons werk, altyd in ons gebede hou. En hierdie is belangrik. Onthou dat dit gaan altyd oor mense vir wie God lief is, al is hulle jou vyand, al irriteer hulle jou grensloos. Ons mag dalk nie so baie van die persoon hou nie, maar God doen. Ons mag dalk kwaad of gefrustreerd raak met iemand, maar dit bly nog steeds iemand vir wie God wil nader trek. En onthou, jy is baie keer die enigste Bybel wat iemand dalk te lees mag kry daardie dag. So hoe ons optree teenoor ons medewerkers, of hoe ons met hulle praat, is dalk die enigste keer wat daardie persoon in kontak met Jesus se liefde mag kom. En die feit dat jy saam met daai persoon werk, beteken dat die Here stuur hom oor jou pad waar jy gereeld, waarskynlik daagliks, jou Christelike geloof teenoor so 'n persoon kan uitleef. Blykbaar sê die statistieke dat ons gemiddeld 72 ure 'n week slaap, 50 ure aan werk spandeer en ongeveer 40 ure aan familie spandeer by die huis. Die implikasie daarvan dit is dat ons het meer kontak met ons medewerkers as wat ons met ons familie het. En tog is ons verhoudings met ons medewerkers meestal vlak. Terwyl dit tog eintlik dis die ideale geleentheid is om mense te raak met die evangelie. Nog een is dat ons moet streef daarna om alles tot sy eer te doen. Die manier hoe ek met my medewerker praat, bring dit eer aan God of nie? Die manier hoe ek hom behandel, bring dit eer aan God of nie? Want daartoe word ons geroep, bring ons eer aan God, of skaam hy hom oor hoe ons dalk optree. Ons moet ons ingesteldheid aanpas om eintlik die werk wat ons doen, te sien as 'n geleentheid om hom te behaag, en sodoende 'n seën te wees vir diegene rondom ons, met praktiese gehoorsaamheid en ywer. Dit stel ons in staat om ons bes te doen vir Christus, met 'n opgewondenheid en met 'n passie, om ons werk en ons roeping van die Here te voltooi. Hy vra ons om ons roeping lief te hê, en om daarna te streef om in ons werk ons bes vir sy eer te doen. OK, so dis die sleutels wat ons gaan help vir 'n goeie werksomgewing. Maar hoe gemaak met daardie medewerkers wat jou grensloos irriteer? Die belangrikste natuurlik is moenie broei oor iets nie. Die tipiese ergernis met 'n medewerker begin met iets gewoonlik baie klein, maar dit kan vinnig buite verhouding eskaleer. As iets jou by die werk pla, is daar twee basiese opsies om dit op 'n gesonde manier te hanteer. Jy kan kies om aksie te neem en dit saam met die verantwoordelike persoon te probeer uitwerk, of jy kan kies om dit te laat gaan. Maar jy moet absoluut kies. Om vir jouself of ander oor ergernisse te mor, veroorsaak net afleidings en dit mors kosbare tyd en energie en dit vul jou hart, jou gedagtes met slegte goed. Want as jy net gaan broei en mor daaroor, is dit ook geneig om jou hart teenoor daardie persoon te verhard. So moenie broei oor iets nie. Die tweede ding is laat dinge gaan. Die ou wat elke keer iets doen wat jou irriteer, hy is God se skepping. En jy is geroep om hom lief te hê soos Christus ons lief gehad het. Dit is dwaas om jou naaste te wil verkleineer. 'n Verstandige mens bly dan eerder stil. Byvoorbeeld dink aan iemand vir wie die geluid haat van mense wat kou, tot die punt dat daardie persoon moet opstaan en die kamer verlaat. Maar die probleem is nie die mense wat kou nie. Hierdie eienaardige sensitiwiteit van dat dit jou pla, is sy probleem en sy verantwoordelikheid vir die persoon vir wie dit pla. Niemand anders te sin nie. So wees versigtig om nie ander te wil blameer vir iets wat jou probleem is nie. Is jy dalk ekstra sensitief vir iets? Oorweeg of jou reaksie op hierdie irritasie iets is wat jou medewerkers doen,
of dit nie dalk deur jou eie sensitiwiteit, onsekerheid of vorige ervarings beïnvloed word nie. Soms kom die dinge wat ons die ongemaklikste maak van ander mense terug, eintlik na ons eie kwessies toe. En is dit nie hulle wat die probleem is nie, dis ons. Iets binne in ons is dalk nie reg rondom dit nie. So bid vir duidelikheid en nederigheid om te sien of en waar jou eie persoonlike probleme eintlik jou persepsie van ander rondom jou beïnvloed. Om te leer om daardie grense te identifiseer, kan jy help om potensieel slegte ervarings te vermy. En dit kan jou ook help om meer vergewensgesind te wees wanneer iemand onwetend dalk jou knoppies trek en jou opwerk. Kolossense 3 vers 13 sê vir ons om rekening te hou met mekaar se foute en vergewe elkeen wat julle aanstoot gee. Erken ook dat jy jou eie senuwee, borsluise en irriterende gewoontes het. Die derde ding is, konfronteer maar met genade. Soms het jy reg nodig om iemand te konfronteer oor iets wat hulle doen, veral as dit 'n beduidende impak op jou werk het. Maar probeer daardie situasie met grasie en respek benader. 'n Waarlik wyse persoon gebruik min woorde. 'n Mens met verstand is gelykmatig. As ek nou vir Spreuke 17 vers 27 alledaags kan vertaal. Jou woorde moet versigtig gekies word, vriendelik gelewer en behoorlik gemotiveer word. Moenie nou sommer net vloek en skel en die persoon verkleineer nie. Onthou wat jy insit is wat jy gaan uitkry. As jy jou medewerker afbreek met jou woorde, maar dan is dit presies wat jy gaan uitkry. En die vierde ding is, onderskei tussen die persoonlike irritasie en morele sake. Dit is so belangrik om uit te wys dat daar is twee kategorieë van dinge wat mense doen by die werk wat jou kan pla. Waaroor ek hier gepraat het is eintlik maar klein dingetjies wat meestal neerkom op persoonlikheidskonflikte en verdraagsaamheidsvlakke. Dit is nie morele kwessies wat iets duidelik verkeerd of onetiese dinge behels nie. As jy 'n medewerker het wat 'n morele grens oorsteek, het jy 'n plig om nie net die gedrag aan te spreek nie, maar ook om die persoon te help om dalk 'n einde te maak daaraan. En ja, ons weet jy kan 'n perd net tot by die water bring, jy kan hom nie laat maak drink nie. En wat van daardie medewerker wat eintlik net nie wil leer nie en wat gaan aanhou met die verkeerde dinge. Ek het al by 'n vorige geleenthede verduidelik hoe ons as volwasse mense die gevolge van ons besluite moet dra. En vir die persoon gaan dit dalk juis ook so moet wees. Dit beteken nie dat ek nou die persoon kan afbreek en uitskel nie. Onthou, ons tree nog steeds met genade op, maar sulke mense moet dalk die gevolge dra van die pad wat hulle kies om te loop. Dit is dalk juist die manier wat God wil gebruik om hulle aandag te trek. Die hartseer is dat daar is medewerkers wat nooit die regte keuse gaan maak nie. Daar is van hulle wat gaan aanhou om hulle self dieper en dieper in 'n put te plaas. Maar daarvoor is ons nie verantwoordelik nie. Ons is verantwoordelik vir die manier hoe ons hulle hanteer. Ek is verantwoordelik vir die manier hoe ek met hulle praat en met hulle omgaan. Dit is waartoe ek geroep is. As Christene moet ons erken dat die hele lewe onder die omvattende heerskappy van Christus geleef moet word. Matteus 28. Min verstaan egter dat selfs in ons alledaagse werk die skrif geen skeiding maak tussen die sekulêre en die heilige leer nie. Om te leef vir Christus word geleef in elke liewe aspek van jou lewe. Geen kerkverwante werk of sending is meer geestelik as enige ander beroep, soos die regte, soos die besigheid, onderwys, journalistiek, politiek of boer nie. Elkeen van ons word geroep om Christus na te volg daar waar ons is, selfs in ons werk, selfs teenoor ons medewerkers. En as ek nie die gesindheid van Christus het nie, dan gaan hulle my nie glo as ek hulle probeer vertel van Christus nie. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie wysheid uit u woord uit oor hoe daar opgetree word. Dieselfde gesindheid wat ons vir Christus het, ons moet werk asof ons vir Christus werk wanneer ons vir iemand anders werk. Maar Here, hoe ons ook met anderste oë na mense moet kyk wat vir ons werk of wat saam met ons werk. En Here, daarvoor het ons u wysheid,
u liefde en u geduld nodig. En party van ons gaan dalk moet erken, Here, dat dit is maar kort, bietjie kort kom by ons, kort van draad, kort van geduld. Maar dankie dat u vir ons gee alles wat ons nodig het, en dat ons daarom net moet vra en daaraan werk. Wees met elkeen wat hierdie boodskap hoor, en ek vra, seën hulle, elkeen, ook in hulle werksplek. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die God van alle genade en liefde julle herstel, julle bemagtig, julle versterk en stewig vestig, om ook daar waar jy geplant is in jou werk, die gesindheid van Christus te leef. Amen.